Goeiemôre, baie welkom by die erediens van die Gereformeerde Kerk Ontdekkers. Ons skriflesing kom vanmôre uit Romeine 8 vers 18 tot 30 en ons tema is uit genade staan die Gees ons ook in ons swakheid by. Kom ons luister saam na die bediening van die woord van ons Here. Kom ons buig ons hoofde saam in gebed. Onse Vader wat in die hemele is, ja, ons kon reeds in aanbidding U naam groot maak, ons kon U uitwys. Ja, ons kon reeds klein raak voor U in die heerlike sekerheid en troos, dat as ons U vanmôre ontmoet, gebeur dit net in Jesus naam. In Hom het ons die vrymoedigheid, soos kinders wat na hulle Vader kom, om by U voete te kom sit, om by U te kom leer, om deur U geleer te word, kragtig deur U woord en deur U Gees. Wil U nou in U groot genade ons elkeen so deur U Gees lei. Mag U woord die lig op ons pad wees, die lamp vir ons voete, sodat ons U kan groot maak, sodat ons in dankbaarheid voor U kan lewe en dat ons elke dag kragtig deur U Gees meer en meer vernuwe kan word na die beeld van ons Verlosser, Jesus Christus. Ja, hoor ons gebed in Sy naam alleen. Julle sal onthou, ons het so 2 weke terug die eerste gedeelte uit Romeine 8 gelees. Ons gaan vanmôre en volgende week voort met die woordbediening uit Romeine 8 vanaf vers 18 tot 30 en volgende week die res van die hoofstuk. Kom ons lees hierdie gedeelte saam en die opskrif daar is toekomstige heerlikheid. En dit is so mooi saamgevat in hierdie gedeelte, die heerlike toekomsverlange wat in elke gelowige is. Ek is oortuig dat die lyding van die huidige tyd nie vergelyk kan word met die heerlikheid wat bestem is om aan ons geopenbaar te word nie. Met vurige verlange wag die skepping daarop dat die kinders van God openlik bekend gemaak sal word. Want die skepping is onderwerp aan 'n sinlose bestaan, nie uit eie keuse nie, maar deur Hom wat dit daaraan onderwerp het. Die skepping hoop om self vrygemaak te word van verslawing aan die verganklikheid, met die oog op die heerlike vryheid van die kinders van God. Ons weet immers dat die ganse skepping tot nou toe saam met ons sug, ja, in geboortepyne verkeer. En nie net die skepping nie, maar ook ons wat die Gees as God se eerste gawe ontvang het, sug innerlik, terwyl ons uitsien na ons aanneming tot kinders, die bevryding van ons liggame. Ons is immers verlos in hoop. Maar die hoop wat gesien kan word, dit is nie regtig hoop nie. Want wie hoop nog op wat 'n mens reeds kan sien? Maar as ons hoop op dit wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. So kom die Gees ons ook in ons swakheid tot hulp, want ons weet nie mooi waarvoor ons behoort te bid nie. Maar die Gees tree self vir ons in met versigtinge wat nie verwoord kan word nie. Hy wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, dat hy volgens die wil van God vir die heiliges intree. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk, vir hulle wat hom liefhet, vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is, want hy het hulle wat hy reeds tevore geken het, ook vooruit bestem om gelykvormig aan die beeld van sy seun te word, sodat hy die eerstgeborene onder baie broers kan wees. En diegene wat hy vooruit bestem het, het hy ook geroep, en diegene wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek, en diegene wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. Tot sover lees ons die woord van die Here uit. Geseënd is hy wat hierdie woorde hoor, dit van harte glo en daarvolgens lewe. Ons gaan veral fokus op hierdie woorde in vers 26. So kom die Gees ons ook in ons swakheid tot hulp. Want ons weet nie mooi waarvoor ons behoort te bid nie, maar die Gees tree self vir ons in met versigtinge wat nie verwoord kan word nie.
As die apostel hierdie gedeelte begin met die lyding van die huidige tyd, met hierdie woorde, die lyding van die huidige tyd, herinner hy ons daaraan eintlik dat ons as gelowiges nog elke dag, boots on all, soos ons altyd sê, nog onsself in hierdie gebroke bedeling bevind. Hy bring ons bietjie terug aarde toe. Want julle sal onthou, in die voorafgedeelte, ek dink 2 weke terug het ek gesê, dis die mooiste woorde wat nog ooit deur 'n pen geskryf is. Daar het die apostel ons reeds die sekerheid gegee, omdat Christus God se volle oordeel aan die kruis gedra het, is daar vir ons geen oordeel nie. As God se kinders het die Gees nie net die wedergeboorte in ons harte gewerk nie, maar daagliks vernuwe hy ons meer en meer na die beeld van Christus. Maak hy ons meer en meer en bring hy ons daartoe dat ons kinders van God is. Oortuig hy ons ook dat ek en jy is mede-erfgename van alles wat aan Christus behoort. En gee hy vir ons hierdie toekomsuitsig, verlange om by God en by Christus te wees. Met dankbare blydskap het gelowiges hierdie heerlike verlange en uitsien in hulle harte na die oomblik wanneer Jesus weer terug gaan kom op die wolke. En dis juist dan, terwyl my hart nog hierdie Maranatha lied sing, kom Here Jesus Christus, kom gou, terwyl my hart nog hoopvol bons, wat die apostel ons terugbring aarde toe met die werklikheid na die lyding van die huidige tyd. Ons is nog nie terug by ons hemelse tuiste nie. Ons is nog hier en nou moet gelowiges nog daagliks hulle kruis opneem en dra. Ons is aan verskillende soorte lyding en swaar kry uitgelewer. Daagliks kry ek en jy met verskillende uitdagings en swaar kry te doen. Ons spring nie die stikken van hierdie sondige bedeling vry nie. Hier in Romeine 8 beskryf die apostel die tyd waarbinne ek en jy ons nou bevind met die gedagte of deur gebruik te maak van 'n beeld van 3 versigtinge. Nou om te sug hierso, hy gebruik die beeld van 'n vrou wat in geboortepyne is. Daai pyn waardeur die vrou gaan, die lyding waardeur sy gaan as sy besig is om geboorte te skenk. Maar ons kan ook sê dis dieselfde kreun wat 'n mens gee wanneer jy onder 'n swaar druk of las grond toe gedruk word en jy kan nie en jy kreun om op te bly, maar jy kan nie. Jy sukkel en jy kreun. Dit is die woord wat hier gebruik word vir versug. Nou in die gedeelte lees ons van die ganse skepping wat sug. Ook ons as gelowiges, diegene in wie die Gees woon en werk, sug. En natuurlik lees ons ook van die Gees wat ons in hierdie tyd bystaan met versigtinge wat nie verwoord kan word nie. Die skepping sug, ons sug, die Gees sug. Daagliks sug die hele skepping 'n swaar kry sug. Geboortepyne kreun. Ook ons sug swaar onder die kruis wat ons moet dra. Maar dis die Heilige Gees wat kom op grond van God se groot genade en in hierdie tyd kom staan hy ons in ons swakheid by met versigtinge wat nie verwoord kan word nie. Kom ons kyk gou eers na die heel eerste sug, die sug van die ganse skepping. Weet jy waar God alles goed en mooi gemaak het, moes die skepping vir ewig, huppelend en bly tot eer van God 'n lied gesing. Die lewe moes vir elkeen van ons 'n lied gewees het, vir elke mens, dier en plant. Dit moes 'n loflied gewees het sonder dood, sonder pyn, sonder smart. Maar na Adam en Eva se opstand teen God, het God die hele skepping aan 'n sinlose bestaan onderwerp. Dit is asof God die musiek stil gemaak het, die note verwyder het, sodat ons nie meer kan jubel en juig nie, want dood en smart, oorlog, lyding, het so deel van ons bestaan geword.
Skielik is daar plante wat dorings en dussels na vore gebring het. Skielik is daar wreedaardige diere wat mens en dier met hulle gif of met hulle slagtande doodmaak. Skielik is daar aardbewings wat geboue, dorpe insluk en tsunamies wat dorpe plat spoel. Skielik gun die een medemens, die ander medemens nie meer die son wat oor hom skyn nie en hoor ons van oorloë. Skielik is daar mense wat die skepping vir hulle eie rykdom en voorspoed misbruik en verniel. Ag en hoe sug ons skepping vanmôre nie met die eerste nuus wat weer deurkom van oorloë en bomme wat alles verniel nie. Hoe sug ons self nie wanneer ons 'n doodsberig kry of wanneer ons van hierdie een se siekte of daardie een se siekte hoor nie. Of van nog 'n natuurramp wat iewers plaasgevind het nie. Hoe hoor ons nie hoe die skepping sug? Geboortepyne sug. As ons kyk hoe die skepping verniel word van te veel plastiek in die see. Hoe ons hulpbronne absoluut besoedel word, asof ons gebruik het, asof daar nie 'n einde is aan dit wat die Here vir ons gee nie. Die wonderlike is, die sug van die skepping is ook 'n sug van hoop en verwagting. Dis die hoop wat in elke gelowige is, verwag die skepping dat God volgens sy belofte 'n nuwe hemele en 'n nuwe aarde waar geregtigheid gaan woon, gaan vestig. 'n Tyd waar die leeu en die lam waarvan die profeet Jesaja praat, langs mekaar gaan wy, waar daar geen dood of smart gaan wees nie. Ook die skepping sien daarna uit. Elke oggend, as ek met my honde hier kom stap, dan kyk ek altyd so af oor die gebroke Johannesburg. Ons weet hoe lyk Johannesburg op hierdie oomblik in die middestad. Maar elke oggend kom die son niet op en herinner ons aan die hoop wat daar is in Christus. As ek hier in die tuine stap en ek sien weer 'n dop van 'n duifie wat iewers uitgebroei het, daar's lewe. Ons is op pad na die dag wat ons Here gaan terugkom. Die skepping het ook 'n lied van hoop en hy herinner ons elke nuwe dag, elke nuwe lewe, elke nuwe plantjie. Sing hy daardie lied van hoop. Hierdie hoop is 'n vurige verlange. Paulus skryf hier, dis 'n vurige verlange. Dis asof die skepping self elke oggend as die son opkom, op sy tone staan om verder te kan kyk, maar wanneer kom Christus? Wanneer breek daardie dag aan? Ook ons, wat die Gees as eerste gawe ontvang het, ook ons sug. Van die oomblik wat die Heilige Gees die nuwe lewe, die nuwe lewe wat daar in Christus is, in die hart van 'n sondaar hart indruppel. Van die oomblik wat die Heilige Gees jou begin lewend maak vir God, dan raak jy sensitief vir die sonde in jou eie hart, jou eie lewe, maar ook van die wat naby jou is, om jou is, van die wêreld waarbinne jy leef en beweeg. Waar sonde, my eie sonde my dalk eers nie gepla het nie, en waar ek altyd eers 'n verskoning daarvoor gekry het, begin ek die sonde sien vir wat dit is. Ek begin raak sien hoe my sonde, ook ander mense se sonde, eintlik dieselfde opstand is by Adam en Eva toe hulle teen God opgestaan het, en dat dit God se vaderhart verpletter, dat dit hom seer maak. My broer, my suster, as jou eie sonde jou nog nie pla nie, as jy ook na die wêreld kan kyk en verskoning soek vir die sondes wat mense doen met al die wêreldse verskonings en opinies, is jy nie een van hierdie van wie Paulus hier skryf, ons wat die Gees van God se eerste gawe ontvang het nie. Het Jesus ons tog nie geleer dat die eerste taak van die Gees is om ons te oortuig van sonde en geregtigheid en van oordeel nie? As die dominee Hendrik wil dit leer nie, Jesus leer dit.
Die heerlike hoop, waarvan Romeine 8 so skitter, is nie vir alle mense nie. Die heerlike hoop waarvan Romeine 8 so skitter, is nie vir almal wat swaar kry nie. Die heerlike hoop waarvan Romeine 8 so skitter, is nie vir elke sieke of swakke nie, maar slegs vir hulle aan wie die Heilige Gees die eerste gawe van God gegee het. En wat sal daardie eerste gawe wees? Geloof in Jesus Christus, die gekruisigde, die Here wat uit die dood uit opgestaan het. Sonder geloof in Christus kan daar tog geen hoop in jou hart wees nie. Die hele Bybel is baie duidelik daaroor. Waar die Gees hierdie eerste werk in God se kind doen, kom daar 'n nuwe verlange in ons wakker. Ons sien uit na die dag wanneer sonde nie meer so 'n groot uitwerking op ons gaan hê nie. Ek sien uit na die dag wanneer ek nie meer hoef te sê elke keer as ek die slegte doen of as ek die goeie wil doen, dan is die slegte daar en dan doen ek die slegte nie. Ek sug met my hele hart 'n versigtiging van hoe wonderlik sal dit nie wees as Hendrik, as elkeen van ons vry van ons eie verkeerde gedagtes kan wees nie. As Hendrik, as ek en jy nie vry van hierdie diep gewortelde haat en woede wat ek baie keer in my hart ronddra, as ek vry daarvan kan wees nie. Hoe wonderlik sal dit nie wees as ek volkome vry van alle skynheiligheid, die voorhou sodat jy 'n grand dominee kan hê, as ek vry daarvan kan wees nie. En jy teenoor my nie. Hoe wonderlik sal dit nie wees as ek en jy vry van al ons skete en siekte, artritis, hartprobleme. Sal dit nie wonderlik wees om vry daarvan te kan wees nie? Ek, jy, ons wat hierdie eerste gawe, geloof in Christus ontvang het, hoor hierdie sug in ons die duidelikste. Wanneer my eie sonde my hart tref, wanneer ek die sonde van ander sien en sien hoe stikkend dit hulle huwelike, hulle verhoudings, hulle lewens maak, en ek hoop en ek bid, kom Here Jesus, kom gou, kom maak ons vry van hierdie stikkend. Dis 'n hoopvolle sug, wat daagliks verlang, smag en uitroep, kom Here Jesus, kom maak hierdie geliefde broer of suster van my gesond, heel. Kom heel die gebrokenheid. Kom doen dit ook in my eie hart, waar ek so sukkel teen die eie sondegebrokenheid in my eie hart. En Here, kom bring finaal 'n einde hieraan. Ja, ook ons staan op ons tone en kyk, kom Here Jesus Christus, kom gou. Wanneer 'n mens sug van die ellende, seer of swaar kry, wanneer 'n mens regtig kreun, dan is daar een ding wat ons graag wil hê, is dat iemand net sy hand op my skouer kan kom sit, net by my kom staan, by my sal wees, my sal help met die moeilike besluite, maar vir al die sekerheid sal gee, maar alles gaan oukei wees. Vertrou, glo en hoop. Die aand voor sy kruisiging het Jesus beloof dat hy die Vader gaan vra om die trooster, die Heilige Gees te skenk, sodat hy tot in ewigheid by ons kan bly. Vanaf die heel eerste Pinkster woon en werk die Heilige Gees in die hart van elke gelowige. En hier in Romeine 8 kom leer die apostel Paulus ons dat die Heilige Gees tree nou vir ons in met versigtinge wat nie verwoord kan word. Hy kom staan ons by in ons swakheid. Wat 'n troos het ons nie vandag nie. Die beloofde trooster,
God die Heilige Gees wat in ons woon en werk, sug saam met my, sug saam met elkeen van ons. Met al die seer en stikken wat hierdie gebroke bedeling ons soms diep en seer kan laat sug, het ons nie net ons Here en Verlosser nou aan die regterhand van die Vader wat vir ons instaan as middelaar nie, maar in ons harte, vir ewig hier by ons is God die Heilige Gees en ons swakhede, ons gebrokenheid, laat hom ook sug. Al is die seer, hoe seer? Al het jy nie meer trane om te huil nie. Al weet jy nie meer wat om te bid nie. Al het jou sug hoe flou geword. Weet, die Trooster sug saam met jou. Hoor weer vers 26. So kom die Gees ons ook in ons swakheid tot hulp, want ons weet nie mooi waarvoor ons behoort te bid nie, maar die Gees tree self vir ons in met versigtinge wat nie verwoord kan word nie. Daarom is die sug van die gelowige in hierdie gebroke bedeling altyd 'n gebed. 'n Gebed wat altyd wil weet, hoe lank nog Jesus voor U kom? Hoe lank nog Jesus voor U kom? As ek om vergifnis pleit en so diep teleurgesteld is in myself oor my eie sonde, sug ek, Here, hoe lank moet ek nog stry teen hierdie gebrokenheid? As ander se sonde en lyding my met 'n diepe seer laat sug ek, hoe lank nog na die nuwe hemel en die nuwe aarde? Dis hierdie gebroke, stamelende versigtiging wat die Gees op grond van Jesus Christus se afgehandelde werk aan die kruis. Ja, dis hierdie gebede wat die Gees opvang en dan gaan lê dit neer op die tafel voor ons hemelse Vader, in 'n taal wat ek en jy nie kan hoor of verstaan nie, maar in 'n taal wat volmaak, reg en heilig is. Oordink dit gou. Laat dit jou hart oorspoel. Nie een van ons gebede, maak nie saak hoe stikkend, hoe selfgerig dit mag wees, kom onvolmaak by die Vader aan nie. Moet ek dit weer sê? Nie een van ons gebede, so stikkend as wat dit is, so selfgerig as wat dit is, so min as wat ons kan sien wat regtig môre gaan gebeur, nie een van ons gebede kom onvolmaak by ons hemelse Vader aan nie. Die Gees, wat lang voor die skepping al deel van God se besluit was, toe God elkeen van ons uitverkies het, dieselfde Gees wat die wedergeboorte in elkeen van ons gevonk het, wat ons elke dag meer en meer na die beeld van Christus verander. Die Gees wat die hart en die bedoeling van die Vader ken, maar ook my eie hart deurgrond, vat elke gebed van ons na die Vader, sodat dit volmaak, presies reg inpas by God se doel vir elkeen van ons. En daarom weet die Vader wat die bedoeling van die Gees is, as hy vir ons intree. Terwyl die skepping sug om vry te wees van die vloek van die sonde, en waar ons sug om vry van die gebrokenheid, waarin in ons sondige liggaam ons gedompel het, terwyl ons uitsien dat daar 'n einde aan al hierdie gebrokenheid moet kom, sug die Heilige Gees daarvoor, dat God sy doel met elkeen van ons, in hierdie tyd van swaar kry en beproewing, ja, dat God sy doel met elkeen van ons sal bereik. Dat God alles, die goeie en die slegte van ons lewens sal gebruik, en dat hy dit sal bestuur, en dat hy sy doel met ons sal bereik. En die Bybel is baie duidelik, oor wat God se doel met sy kinders is. God se belofte aan Abraham, Isak en Jakob, en elke gelowige deur al die eeue, ja, die hoogtepunt daarvan is altyd,
dat daar 'n dag en 'n oomblik gaan aanbreek, wat ons in volmaakte heerlikheid by God opgeneem gaan word, en waar ons vir ewig by God en by Christus gaan wees. God se fokus vir elkeen van ons is nie nou dat ek en jy hemel op aarde moet hê nie. Maar juist dat hierdie stikkende sondaar mens op pad is na my hemelse tuiste, na my Vader toe, dat ek daar moet aankom. Jesus was baie duidelik hieroor gewees. Christendom gaan nie maklik wees nie. Jou eie sondes, jou eie gebrokenheid, ook ander se gebrokenheid, gaan jou diep en swaar laat sug. En dit gaan jou laat sug saam met die skepping, wat swaar gebuk gaan onder die vloek van die sonde. Maar is op pad terug na die Vaderhuis, waar die Heilige Gees ons in ons swakheid bystaan, sodat ek en jy koersvas kan bly op pad terug na die Vader en na Christus toe. En hy vat elke gebed van ons en hy sit dit om in 'n hemelse taal. En juist dit gee ons die sekerheid, God sal sy doel met elkeen van ons bereik. Aan God al die eer en die dank daarvoor. Amen.